Ons sê goeiemôre aan julle almal, baie welkom hier by ons gemeente Tehillah in Centurion. Ons tema vanoggend is maak ruimte vir 'n teenstellende siening. Ons skriflesing is Handelinge 13 vers 2 en 3 en ook Handelinge 15 vers 36 tot 39. Kom ons lees saam. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my, af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. Want nie lank gelede nie het Teudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. Hy het hom 'n aantal mense omtrent 400 aangesluit. Nee. Wel, kom ons kyk. Ons kyk na Handelinge 15 vers 36. En ons het nou gekyk na Paulus en Barnabas, en 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waar ek gaan teruggaan na die begin, want dit voel vir my nou so half of jy goed los staan van mekaar. Kom ons kyk na Handelinge, maar ek het gesê 13. Die een is 13, die ander een is 15. Goed, 13. Wat sy antwoord was? 13:2 En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe het hulle gevas en gebid en hulle die hande opgelê en hulle het gegaan. So die Here stuur vir Barnabas en Saulus wat Paulus geword het uit. En dan 15 vers 36. Papi, kyk bietjie my handsak vir my tissue asseblief. 15 vers 36. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas, dankie. 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan. So hulle het nou gegaan en die mense bedien en die woord verkondig. En hulle het mense na die Here gelei. So hulle het almal tot bekering gekom en ons moet onthou, dis heidene wat niks van die woord geweet het nie. So Paulus was bekommerd, want hy besef dat hierdie mense het nou tot bekering gekom, maar daar's nie regtig leiers onder hulle wat kan kyk of hulle in die regte rigting beweeg, staan hulle nog vas in die Here. En nou sê hy, vers 15, vers 36. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Nou die hele issue gaan oor dit. Barnabas wou Johannes,
wat Markus genoem word, saamneem. Dis 'n neef van hom. Maar Paulus het nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamfilië af hulle verlaat het, en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Nou, hy het hierdie Johannes Markus, of Markus Johannes, het met die eerste sarsie het hy saamgegaan. En nou gaan ons sien wat gebeur het, en hy teruggegaan, en daarom is Paulus teen hom. Daar het toe verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het, en na Barnabas het Markus saamgeneem, en na Cyprus geseil. Maar Paulus het Silas gekies en afgery, nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra is. Wat hier gebeur het, gaan ek nou vir julle vertel, wat 'n stryd gemaak het, maar wat ek in hierdie konflik die hand van die Here sien. Ons gesels vandag, en ek wil vir julle sê, dis vandag 'n verhalende preek. Ek vertel vir julle 'n verhaal, maar julle moet luister na die verhaal, want in die slot lê die kern, in die slot lê wat mens, as mens nou 'n storie ontleed, lê die hele ontknoping, en in die knoping lê die geestelike waarde vir ons. So daarom moet ons eintlik die hele verhaal meeloop, om by die ontknoping te kom, om die ontknoping te kan verstaan. In die eerste reis wat hulle gegaan het Paulus vir Barnabas saamgeneem. Barnabas se betekenis van sy naam Barnabas beteken bemoediger. Hy het ook as helper saamgeneem Johannes. Hulle saam getuig in die Joodse sinagoge. Nou ons moet verstaan dat hierdie was twee gelowiges wat besluit het, hulle hart is daarvoor om die evangelie aan 'n totaal ongelowige wêreld te bring en vir hulle die evangelie te verkondig. Nou hierdie mense het nog nooit die evangelie gehoor nie. So hulle stap in geloof, want hulle weet nie hoe die mense hulle gaan ontvang nie. En daarmee saam gaan hulle, want hulle is gedring deur die Heilige Gees om die evangelie te gaan verkondig. Dan op die tweede reis weer, kom Paulus na Barnabas toe en hy sê vir hom, ons moet na Pamfilië toe gaan. En Barnabas sê, hy vat sy neef Johannes Markus saam. So nou gaan Paulus, Barnabas en Johannes Markus, hulle drie gaan nou saam op hierdie reis. Op pad kry hulle verskriklike hoë berge mee te doen. Die woord sê dat die berge was soos klipmure. Nou wil ek vir julle sê, ek was 2 maal in Israel. As ons van berge praat, as ons van Tafelberg praat, dan dink ons, dis 'n baie hoë berg. Dis nie 'n vergelyking met Israel se berge nie. Israel se berge is nie soos ons berge wat 'n platform bo het nie. Israel se berge is amper soos spitse wat so staan. En dit is louter net kraal, wat noem mens dit? Ek het die klipmure, sê die, wat noem mens die goed? Kraanse, die woord wat ek soek is kraanse. Dis kraans op kraans op kraans op kraans. Daar's nie bome nie, daar's nie plante nie, daar's nie gras nie. Dis net kraanse en kraanse en kraanse. En dis interessant, ek het nêrens 'n berg in Israel gesien wat 'n plateau het, wat 'n berg vorm nie. Dit is net hierdie Morawiese groot spitsberge met hierdie kraanse, en dit is hierdie kraans met 'n volgende kraans, die een styg hoër as daai een, so van onder tot bo klim jy kraanse. En ek wil nou vandag vir jou sê, jy kan nie vir iemand sê, kom ons gaan klim bietjie berg nie, as jy in Israel is, dit werk glad nie daar so nie. So nou vat hulle hierdie Johannes Markus saam, Pamfilië toe. Dis hoë berge, en ons moet verstaan, hierdie hoë berge
het nie riviere en rusplekke en bome waar jy kan skuil en slaap en wat nie. Dit is berg op en volgende berg en volgende berg. Nou lees ons in Handelinge 13 vers 32. Die moeilike reis was te veel vir Johannes Markus en hy gaan terug Jerusalem toe. So hy voltooi nie die reis nie, hy sê nee, hierdie berge is te veel vir my, ek gaan terug, ek gaan nie deel wees van julle groep nie, ek sien nie kans vir hierdie berge nie. In hierdie veldtog wat hulle nou gegaan het, kry hulle te doen met baie siek mense. En hulle bid vir die siekes en die siekes word genees. En hier het baie bekerings plaasgevind. Hulle het magtige bekeringswerk vir die Here hier verrig. En toe is hulle terug. En hulle kyk terug en hulle sien dat hulle 'n suksesvolle veldtog voltooi het. En die woord sê, nou as jy nog nooit vir Paulus respek gehad het en vir Barnabas nie, dan kan ek vandag sê, ek sal eer hulle. Die woord sê, na 'n geruime tyd wonder Paulus oor diegene wat gelowig geword het. Hy wonder nou, daai Christene agter die berg, het hulle geestelik gegroei, het hulle sterker geword, het hulle gebly in die woord van die Here, het hulle gevestig geraak, het hulle 'n selgroep begin, ondersteun hulle mekaar, is hulle daar vir mekaar. En hy beleef, hulle moet teruggaan om die mense te gaan bemoedig en te ondersteun. Nou wat behels dit? Hulle moet weer oor daai berge soontoe en oor dieselfde berge weer terugkom. Goed. Weer wou Barnabas sy seun, sy neef, saamvat. Die een wat teruggedraai het. Maar Paulus het geweier. Paulus het beleef, hy het hulle in die steek gelaat, want hy het omgedraai toe dit nou bietjie te moeilik raak vir hom. En dan sê Paulus, en dit is 'n belangrike ding wat hy sê, hy het nie sy mandaat voltooi nie. Nou wil ek vandag sê, God gee vir elke mens 'n mandaat wat jy moet voltooi in jou lewe. En elkeen se mandaat verskil van die volgende persoon se mandaat. God gee 'n mandaat wat hy vir hulle sê, gaan en verkondig die evangelie. God het nie gesê dit gaan 'n maklike pad wees nie. Hy het nie vir hulle gesê ek gaan baie mense stuur en helikopters stuur om vir julle dit makliker te maak nie. Hy het vir hulle ipso facto gesê, gaan en verkondig die evangelie, en hy het vir hulle 'n begeerte in hulle hart geplaas om dit te doen. Om dit te kan doen, moet jy 'n eysterman wees. Julle stem saam, maar hy is 'n eysterman om dit te kan doen. En in sy hart het hy gevoel dat hierdie Johannes Markus het nie hierdie mandaat wat God op sy hart gelê het. En hy was bereid om terug te draai en nie die mandaat te voltooi. Nou wil hy weer dit doen. Hy sê nee, jy gaan nie saam nie, jy het nie die mandaat voltooi nie, en dit wys vir my dat jou stand in die Here is nie reg nie. Maar wat ek vandag onder julle aandag wil bring, wat belangrik is, wat ons moet besef, dat elkeen van ons het elkeen 'n unieke mandaat wat die Here gegee het. Die een wat dalk by die huis bly, wat nie werk nie, het dalk 'n mandaat gekry om 'n bidder te wees. Die ander een het 'n mandaat gekry wat baie praat, om uit te gaan en die evangelie te verkondig, om tydig en ontydig te verkondig. Die een wat met mense werk, het die mandaat gekry om vir die mense te konfronteer oor hulle stand in die Here. Die een wat lief is vir gesels, het die mandaat gekry om gesellig met mense oor die Here te kan gaan sê. Verstaan, almal het nie 'n mandaat om sendingveld toe te gaan nie. Maar elkeen van ons se mandaat is 'n unieke mandaat. Mense wat goed is met skryfwerk, kan deur wat hulle publiseer of plaas of aan mense skryf of vir vriende 'n stuk skryf. Elkeen se mandaat is iets anders, maar vir ons is dit belangrik om by die Here te kan hoor,
wat is my mandaat? Wat wil die Here hê? Watter rol moet ek vervul in my mandaat? Dit is belangrik, dat ons nie dink, ag ons is nou maar oud en wat nie. Nee, God het tot op die einde op jou sterfwet 'n mandaat wat jy moet voltooi. En wanneer jy by die Here verskyn, dan kan jy sê, ek het my mandaat voltooi. Weet julle wat? Ons is almal op die reisiesbaan. Ons is almal op die aanloopbaan. Maak nie saak op watter ouderdom jy inval nie. Solank jy, wanneer jy ingeval het, jy jou reis voltooi. Dis die heel belangrikste. Nou, midde in enige meningsverskil is daar altyd twee kante. Mens kan sê 'n regte kant en 'n verkeerde kant, of jy kan sê twee regte kante of twee verkeerde kante, maar daar is altyd twee kante by 'n saak. Gee 'n mens vir 'n persoon 'n tweede kans. Soos hierdie een wat teruggedraai het, gee hom weer 'n kans. Paulus het besef, dit is dieselfde hoë berge waar hy die vorige keer omgedraai het. So vanuit Paulus se hoogtepunt dink hy nou my aarde, as hy daai tyd nie die guts gehad het om oor te klim nie, hoe sal hy nou dit regkry? Het hy intussen gym toe gegaan of iets gedoen? Wat maak dat hy nou dink hy kan dit doen? So Paulus sê, dis hoë berge, hy sal dit nie maak nie. Uit die Griekse vertaling het Paulus beweer en hy het gesê, hy het afvallig geraak ten opsigte van sy geloof. Nou, ek het gedink aanvanklik, dit was net die berge, wat Paulus gedink het hierdie man afgesit het. Toe sê Paulus, nee, Johannes Markus het afvallig van sy geloof geraak, want dis jou geloof wat jou dryf om 'n ding te doen, wat jy andersins nie sou gedoen het nie. Wat 'n vrou op 25 nog laat preek, wat 'n ander vrou 25 nie sou gedoen het nie. Dis wanneer jy 'n mandaat het. Paulus het dit as 'n mandaat beskou. So wanneer jy 'n mandaat het, as jy 'n soldaat is wat oorlog toe gaan, dan gaan jy oorlog toe al wag, wat vir jou? Jy het die mandaat, jy moet gaan veg, dan veg jy. Verstaan? Maak nie saak wat wag vir jou nie. En dis hoe Paulus gevoel het. Hy was 'n soldaat vir die Here en hy het gevoel, in die Grieks staan daar, dat hy afvallig geraak het ten opsigte van sy geloof. Met ander woorde, hy het gevoel, dat Johannes Markus se geloof moes hom deur die pyn en lyding waardeur hulle gegaan het gedra het. So, hy het besluit, sy geloof is nie sterk genoeg nie. So, hy kan nie saamgaan nie. En die woord sê, hulle het skerp verskil. So, as mens lees van Paulus, was Paulus 'n man van genade? In 'n sin het hy genade oor verlore siele gehad, maar hy was 'n baie streng man. Hy was 'n streng man. En omdat hy 'n streng man was, dink ek het hy gesê, ons gaan aan. En die ander man, kan ek nou vir julle sê, Barnabas se naam beteken barmhartige. So hy het barmhartigheid gehad. Hy het gesê, kom ons gee hom nog 'n kans. Kom ons reik uit na hom. Kom ons gee hom nog 'n kans. Kom ons ontferm ons oor hom. Hy wil weer gaan. So hy reflekteer wat sy naam beteken, barmhartige. En so hy funksioneer in sy naam, barmhartige. So hy kan nie dieselfde binnewerke hê as Paulus nie. Paulus is 'n man van moed en gaan en sal en wil en ons moet dit doen. En Barnabas is 'n sagte mens en hy sê, maar kom ons ontferm ons oor hom, kom ons help hom, kom ons trek hom aan sy arms op teen die steiltes op, waar ons help hom, hy sal aan die ander kant uitkom. So daar het 'n skerp verskil en hulle paai het geskei. Nou het ek hier langs aangeskryf wat my persoonlike siening is oor hierdie situasie. Hoekom het God dit
Ek dink nie dit was God se volmaakte wil nie. Ons ken God se volmaakte wil en dan kry ons God se toelaatbare wil. Sy volmaakte wil is baie keer in ons lewe 'n skerp lyn van dit is God se volmaakte wil vir jou. Dan kry ons God se toelaatbare wil. Partykeer as jy in sy toelaatbare wil is, dan laat die Here jou oor aan jouself. Hy laat dit toe, maar jy staan in vir jouself. Julle ken die verskil sy volmaakte wil en die toelaatbare wil. Nou ek dink van hier verder af beweeg hulle elkeen wat hulle paai het geskei in God se toelaatbare wil. Nou sê ek glo dat dit was binne God se toelaatbare wil. Dat God toe hulle nou beklei het, besluit het goed, dis reg, dan skei hulle paaie. Deur hierdie skeiding het hulle meer mense bereik vir die Here. Want wat opvallend was toe ek kyk na Paulus se sendingreise, as hy elke keer met dieselfde mense gegaan het, was dit Paulus se sendingreis en Barnabas se sendingreis. Nou skei hulle paaie. En op die ou einde, as mens aan die einde van alles weer lees, dan sien ons, dit was Paulus se sendingreise, wat hulle sê, die woord sê, hulle paaie is so geskei, die een het in hierdie rigting gegaan, en die ander een presies in die teenoorgestelde rigting. Nou is hulle saam gebly, hoeveel mense het hulle bereik? Daai hoeveelheid wat 2 mense kan bereik. Wanneer hulle paaie skei, hoeveel mense bereik hulle? Baie meer. So ek glo dat God dit in sy toelaatbare wil toegelaat het. Want nou het Paulus mense bereik, Barnabas en Johannes Markus het mense bereik. En later lees ons dat Markus het ook baie mense bereik. So die skeiding het eintlik baie wyer uitgebrei as hulle pare gebly. So God se gees werk dan nou deur 3 afsonderlike sendelinge, want later skei Barnabas en sy neef se paaie ook. So ons sien nou Barnabas was 'n bemoediger. Nou kyk ons na die persoonlikhede van die mense. Nou 'n bemoediger is iemand wat die mooi in almal raak sien, wat die goed in almal raak sien, wat mense wat moet opgetel word, optel, wat uitreik na mense, hulle is mensgeoriënteerd. Hy is mensgeoriënteerd, hy is 'n omgee mens. En dan wil ek sê, Barnabas, wat die Here sê, hy is 'n bemoediger, hy verstaan die siege van 'n mens. Hy kan verstaan dat een ou kan bang wees vir daai berge, dat een ou nie kan deurdruk met 'n ding nie, die ander een kan deurdruk te midde van, dat 'n ander een eers mee moet gaan teruggaan en hom geestelik instel. Ek ken mense wat moeilike take, as toe ons met hulle projekte aan gaan plak het, dan sê hulle nee, hulle moet nou eers gaan dink oor die saak, gaan bid oor die saak, hulle moet nou eers hulle gees reg kry. Nou, ek werk nie so en ek maak my gedagtes op en ek besluit dis wat ek doen en dan klim ek in en ek dra die gevolge as ek gevolge moet dra. Maar die ander mense is die bemoedigers wat mensgeoriënteerd is, wat sagter is meer gaan terug en bedink en beplan en stel hulle self in. Hulle moet nou eers hulle emosies reg kry en hulle self reg kry en alles mooi beplan en dan gaan hulle maak 'n sukses. Maar hulle instelling, hulle wesentlike instelling verskil. Paulus was sterk georiënteerd. Hy wil die mense bereik, hy wil siele bereik, so hy is sterk georiënteerd. Hierdie ander dinge is dinge wat oorkom moet word langs die pad. Hy hanteer elke krisis soos die krisis hom voordoen. Hy worry nie oor môre se krisis nie, hy hanteer nou se krisis en nou se krisis hanteer hy oor en dan gaan hy aan tot die volgende krisis. Hy hanteer krisisse. Hy is nie bekommerd oor die dag van môre nie. Hy het 'n doelwit wat ten alle koste bereik moet word. Nou, in werksituasies
het ons eintlik al twee nodig. Ons het 'n Paulus nodig, wat 'n doelwit het, en sê, dit is die doelwit, en ons is op pad soontoe. En hy laat nie toe, dat nitty-gritty goed langs die pad, in hierdie doelwit se pad lê nie, want hy is taak georiënteerd. Maar ons het Barnabasse nodig, wat die mense wat langs die pad sukkel, en nie kan byhou nie, en seer kry, en moedeloos raak, en moeg raak, om hulle by mekaar te kry, en te steun, en saam te vat. So waarop kom dit neer? Dat God het ons almal nodig in die bediening. As jy mensgeoriënteerd is, dan sien jy om vir die pyn en die seer en die vreugde van mense. As jy taakgeoriënteerd is, het jy doelstellings en jy loop daarmee en jy loop 'n pad wat die Here vir jou wys om te stap. So God het altyd nodig gehad. Wat vir my interessant is, ek het nou verder oor Paulus gelees. Hy was so doelgerig. Die woord sê, hulle het hom gestenig op 'n later stadium en vir dood agtergelaat. En dan net daarna is hy besig met 'n volgende reis. Dan sê ek, hy moes 'n unieke mens gewees het, wat werklik die passie vir verlore gaande siele gehad het, ten koste van sy eie lewe. Maar dat 'n interessante ding gebeur. Mens sou eintlik dink dat Paulus skuld Barnabas om lojaal aan hom te wees en saam met hom te bly trek, want toe Paulus tot bekering gekom het, was die ander gelowiges agterdogtig teens hom. Hulle het gesê, want hy was die man wat al die Jode doodgemaak het, hy die Christene vervolg en sommer doodgemaak. So hy was 'n harde, brede man. En nou die ander sê, wow, hierdie man, wat al die Christene doodgemaak het, hy kom nou en sê, hy is nou tot bekering gekom, en ons moet hom nou vertrou, want hy gaan nou vir die Here werk. Nou ek sal eerlik sê, ek sal ook bietjie worry oor hom. Ek sal bietjie ver wegloop van hom. Maar nou sê die woord, wat wonderbaarlik is van Barnabas. Barnabas was die een wat by die ander gelowiges gepleit het en gesê het, moenie agterdogtig wees nie. As God iemand tot bekering gebring het, dan het God 'n wonderwerk gedoen en dan vat ons daai wonderwerk en ons loop saam met hom, want dis nie ons wat die verandering bring nie, God het die verandering gebring. En daarom sal ek hom vertrou en daarom sal ek saam met hom 'n pad loop. So Barnabas was 'n baie loyale mens, en ek wil amper sê, Barnabas het die genade beleef om barmhartigheid te bewys aan ander, ongeag. So hy het geweet, hy het Christene doodgemaak, maar hy was bereid om vir hom op te staan teen die ander gelowiges en te sê, I'll stick to him, ek staan by hom, want hy het 'n passie vir die Here en ek glo hy het tot bekering gekom. So Barnabas het sy naam as bemoediger werklik uitgeleef. Al drie hierdie manne was gelowiges. Maar by dit alles was elkeen van hulle net 'n mens, met hulle individuele persoonlikheid. Paulus was doelgerig ten opsigte van sy roeping. Ek sou sê hy was onverskrokke om oor daai berge te gaan, terug te gaan en te weet ek gaan wragtig weer oor daai berge en ek weet presies wat vir my wag. Daar's nie plek om te slaap nie, want dis spitse op spitse op spitse, so waar slaap hy? Hy kan nie onder 'n rots, soos ons berge maak 'n rots, dan kan jy veilig om daar, dit bestaan nie, ek kan verstaan dat Barnabas teruggegaan het, dat Johannes Markus teruggegaan het, want dis net 'n man soos Paulus wat gesê het, kom ons gaan terug, waaroor? Sy passie vir siele, om te gaan kyk of daai mense gegroei het, en laat ons hulle bemoedig, en laat ons hulle versterk. Dan sê die woord vir ons, dat Paulus het die meeste siele ingebring, van al die sendelinge in die Bybel. Dat God eer hom, dat hy
die sterkste sendeling van almal was, al het hy op 'n baie later ouderdom as die ander begin. Maar, nou kry ons vir Barnabas. Barnabas het ware Christenskap deur sy handelswyse geleef. Hy het Paulus vrygespreek dat hy al die Christene doodgemaak het. Hy het Paulus vrygespreek dat hy lelik was met sy neef. Hy's 'n man van verdraagsaamheid, 'n man van liefde. Hy is 'n Korintiërs 13 man. Hy leef liefde uit en uit. Ons sal sê, hy was 'n mensemens. Mense was vir hom belangrik. Johannes Markus was in daardie stadium, toe hulle op die tweede reis gegaan het, was Johannes Markus nie 'n gesoute sendeling nie. Hy moes nog geestelik groei. En ons moet dit verstaan. As iemand net tot bekering kom, en hulle weet nog nie, hulle het nou tot bekering gekom en hulle het 'n passie vir die Here, weet hulle al wat dit behels vorentoe? Nee, hulle weet nie wat 'n pad met die Here loop nie. Iemand wat die Here 'n jaar dien en iemand wat die Here 30 jaar dien, is so ver van mekaar verskil. Want die een sal sê, jong, 'n mens kry te doen met teenkanting. 'n Mens kry te doen met mense wat nie glo in jou getuienis nie. 'n Mens kry te doen met mense wat kritiek gee. Verstaan, hulle kan ervaring gee. Hy het net tot bekering gekom, so hy moet nou nog die lewenspad geloop het om te leer. Maar tog leer ons 'n interessante ding, dat Johannes Markus het uiteindelik so 'n wonderlike gelowige vir God geword, dat hy die boek Markus geskryf het. En as ons die boek Markus lees, dan sien ons 'n God standvastige man wat Markus geskryf het, en dat God hom goed genoeg geag het om een van die boeke van die Nuwe Testament te skryf. Nou ten slotte. Wat maak dat ons kan geestelik groei en die mens geestelik word wat God wil hê ons moet word? Wat dra by om ons te motiveer? Wat dra by om ons die guts te gee om aan te hou? Wat dra by dat ons te midde van sekere moeilike omstandighede vashou, al gaan dit nie altyd met ons goed nie. Al beleef ons dat die Here nie noodwendig vir die hier en die nou met ons is en ons steun en help nie. God het sy Heilige Gees gestuur. En ons moet verstaan dat die Heilige Gees is sag, is gentle. Dat die Heilige Gees, God stuur sy Heilige Gees, dat in watter omstandighede jy ook al jou bevind, dan kom die Heilige Gees in en hy lig jou op. Hy verander nie noodwendig jou omstandigheid nie, maar hy lig jou op en hy dra jou, sodat jy jou omstandigheid, wat ook al op jou weg kom, dat jy in oorwinning in dit kan leef. Want oorwinning lê nie in onsself nie. Oorwinning lê in die krag van die Heilige Gees. Maar dis net moontlik in die mate wat ons die Heilige Gees toelaat om oorwinning in ons lewe te bewerkstellig. As 'n ander saak, ons gaan dit nou lees met Paulus. Ons kan net geestelik word, wat God wil hê ons moet word, wanneer ons die Heilige Gees toelaat om ons te verander en te hervorm na die beeld van God en die mens te maak wat God wil hê ons moet word. Wat onthou, as Paulus by sy bekering die volgende dag begin siele wen het, sonder dat hy vir 3 jaar hom gaan afsonder, voordat hy toegetree het tot die bediening. Hy het nie vandag tot bekering gekom en môre almal aan die keel gegryp en gesê kom tot bekering nie. Hy het
het afgesonder by die Here en toe die disippels hom opgelei, sodat hy die kundige kennis kry. Nou wil ek sê, ons kan net werktuie vir die Here wees, as ons die Heilige Gees toelaat, om ons te onderrig, te leer in die allerwaarheid. Die Heilige Gees moet ons optel, die Heilige Gees moet ons onderrig, die Heilige Gees moet ons lei, die Heilige Gees moet ons rigtingwyser wees, die Heilige Gees moet ons bemoediger wees. So, ons moet leer om te wandel deur die krag van die Heilige Gees. Wanneer ons dit leer, dan behaal ons sukses, want dan word dit nie ons wat dit reg kry nie, maar die Heilige Gees in ons, wat ons in staat stel om, wat die woord sê, meer as oorwinnaars in Christus Jesus te wees. Wanneer ons kan terugstaan en sê, Here, ek het u Heilige Gees nodig om my meer as oorwinnaar te maak, sodat ek in u oorwinning kan stap, want die oorwinning is nie myne nie, dis u oorwinning, en mag u my help om die roeping te vervul wat u op my pad gesit het, maar dan moet die Heilige Gees jou rigtingbepaler wees. Dan is daar 'n belangrike saak wat nodig is, en dit is die woord kentering. Kentering beteken en dis die moeilikste deel van alles, wanneer die Heilige Gees inbeweeg en hy kom en hy sny alles af. Kentering is om God toe te laat, om alles wat nie in sy wil en welbehae is, af te sny aan ons karakter, dat hy ons kan vorm en maak die mens wat hy ons wil hê. Maar in die proses verloor jy die eie ek. Want dan sê jy, Here, nie meer my wil nie, maar u wil. Here, nie meer soos ek dink, ek moet doen, of moet maak, of moet sê, of wat nie. Maar dan kom die eie ek, lê jy neer, jy lê hom neer voor die Here, en sê, Here, ek het u kentering in my lewe nodig, kom sny af, alles wat nie vir u welbehaaglik is nie. Want dit was nodig, wat Paulus moes deurgaan, deur al hierdie tydperke, het die Here kentering met hom toegelaat in sy lewe, en dan ontdek ons nou ten slotte 'n nuwe Paulus. Kom ek deel dit met julle. Paulus skryf 'n brief aan Barnabas. Onthou, hulle het nou almal verskillende reise gedoen. En hierdie was aan die einde van sy lewe, nadat hy vir dood agtergelaat is, nadat hy vele kere aangerand en geslaan is, alles waardeur hy gegaan het. Die woord sê, hierdie was aan die einde van sy lewe, skryf hy vir Barnabas. Gaan haal vir Markus. Onthou, hy het geweier, Markus mag nie saam met hom gaan nie. Nou skryf hy, en dis nou kentering, gaan haal vir Markus, en bring hom saam met jou. So hy het hom gaan uitnooi en gesê, kom saam met my op hierdie reis. Gaan haal vir Markus, en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. So hy het heeltemal 'n kopskuif gehad, oor Barnabas, 'n hele kopskuif gehad oor Markus. Hy sê, gaan haal vir Markus, want hy kan vir my tot hulp wees. So nou is hy okay met Markus, en nou is hy okay met Barnabas. Kan julle die kentering sien, wanneer jy God toelaat, om jou karakter van eie ek en eie idee te verander, dat daar ruimte kom vir ander, en dat jy weier kyk, en soos God kyk. En dan meld hy met groot waardering vir Barnabas ten opsigte van sy sendingreise, die siele wat hy ingebring het vir die Here. En dan prys hom vir die sendeling vir wie hy as Barnabas is. En nêrens voor dit het ons gelees dat Paulus erkenning gegee het. Ons lees net van dat hy gegaan het en siele gewen het, wat prysenswaardig is, want hy het die meeste siele van almal in die Bybel gewen, maar ons sien die kentering wat het plaasgevind het, en dit noem ons heiligmaking.
wanneer die Heilige Gees inbeweeg en heiligmaking plaasvind, dat ons begin dink soos die Here wil hê ons moet dink en moet funksioneer soos die Here wil. Daarom moet ons besef, ons moet almal die Heilige Gees toelaat om kentering in ons lewe te bring, maar saam met dit heiligmaking, dat ons meer na die beeld van Christus geskape word, sodat die Heilige Gees ons karakter kan vorm, sodat ons diensbaar vir die Here kan wees. En dan, wanneer ons kentering toegelaat het, ons diensbaarheid vir die Here kom en sê, Here, ek is tot u diens, gebruik my. Wanneer ons kan kom en sê, Here, u kan my deur die meele sit, ek is diensbaar vir u, en om dan te sê, Here, help my, dat ek my unieke roeping kan vervul. Amen. Aba Vader, ek kom en ek vra vandag, Here, dis nodig. As ek kyk na wêreldsituasie en kyk na die tydvak waarin ons nou in beweeg in, dan besef ek, Here, dat dit nodig is dat ons elkeen ons roeping ernstig sal ag. Dat ons elkeen u sal toelaat om kentering in ons lewens toe te laat, om ons te vorm na u beeld en u gelykenis, dat ons die mens sal word wat u wil hê, maar bo alles, Here, dat ons die getuienis sal word en gevorm word, sodat ons u woord kan uitdra soos u wil hê ons moet doen, en dat ons deur ons lewe 'n getuienis kan uitleef. Dis die gebed van my hart vir hulle wat inluister en vir ons as gemeente. Amen.